Goeiedag gemeente en baie welkom by nog 'n aanlyn erediens van Universiteitsoord. Dit is vir ons verskriklik lekker om jou vandag hier te kan verwelkom en mag dit sommer vir jou daar waar jy is 'n wonderlike ervaring wees, ook van die Here se nabyheid en goedheid deur sy woord wat ek glo vandag hy ook met elkeen van ons wil deel. Vriende, ons spring dan vandag weg met 'n nuwe preekreeks en die preekreeks se naam is Under Construction. Ons gaan stil staan by 5 Christusgawes of 5 groot gawes wat in Efesiërs 4 bymekaar kom oor die volgende paar weke en sluit ons dan ook die reeks af by die 30ste Augustus met 'n groot gemeentefees. En ons nooi jou uit om dit asseblief by te kom woon as dit vir jou moontlik sal wees. Nou voordat ons verder gaan en gaan ontdek hoe die Here ons oproep en ons mee seën en ons ook mee uitdaag met sy gawes, kom ons vat eers 'n oomblik om stil te word en onsself oop te maak ook vir die Here om met ons te kan werk tydens hierdie boodskap. Jy is welkom daar waar jy is, sommer saam met my hart op te bely en te sê dat Jesus is die Here. Kom ons sê dit hard saam. Jesus is die Here. Vriende, hy maak natuurlik 'n belofte aan elkeen van ons dat hy teenwoordig is en met ons is waar ons ook al mag wees. Kom ons herinner onsself aan hierdie belofte as ons saam met mekaar sê, Jesus is hier. Vriende, kom ons reageer nou op Here se uitnodiging om in sy teenwoordigheid te kom rus. As ons saam met mekaar hardop sê, kom ons rus in hom. Ek gee vir jou 'n oomblik om nou stil te wees en te word in die teenwoordigheid van die Here. En jy kan dit doen deur die volgende asemgebed. En soos wat jy inasem in jou gedagtes vir jouself te sê, U Gees is in my. En soos wat jy uitasem, in U hande gee ek myself. Kom ons vat 'n oomblik en dan word ons stil. Here, dit is ons goed om in U teenwoordigheid stil te kan word. Dit is vir ons goed om self oop te maak binne in U teenwoordigheid, sodat U, Here, nie net ons wonde vir ons kan kom genees nie, nie net ons spiere wat moeg is kan kom verfris nie, maar dat U ons ook kan oopmaak om te kan luister en te kan hoor wat dit is wat vir U goed en belangrik is en hoe U ons wil gebruik binne in die koninkryk. En daarom is my gebed vandag, Here, mag ons onsself oopmaak vir U om met elkeen van ons te kom werk. Amen. Vriende, soos wat ek aan die begin gesê het, skop ons dan vandag af met ons nuwe preekreeks Under Construction. En jy sal sien, ek het sommer so 'n pers hard hat wat ek hier vandag het om iets te verduidelik van die gawe waarby ons vandag gaan stil staan. In Efesiërs 4 kry ons 5 besonderse gawes wat Paulus daar met ons deel. Apostel, profeet, evangelis, herder en leraar is die 5 wat hy daar lys. Hulle staan ook bekend as die Christusgawes, hierdie gawes wat elkeen van ons het. En binne in hierdie 5 kategorieë kan 'n mens dalk sê, sal jy dan jouself kan plaas. En nog meer as dit, binne in elkeen van hierdie 5 kategorieë kom daar ook ander gawes na vore wat die Here vir ons gee en hoe hy ons mee wil gebruik. Ons wil jou uitdaag. Op ons webwerf is daar 'n QR-kode of 'n link wat jy kan gebruik om te gaan ontdek wat jou gawe is, watter een van hierdie 5 gawes die sterkste binne in jou na vore kom. Gaan vul dit in en kry daardie antwoord, sodat jy ook kan uitvind en saam met ons kan reis deur hierdie reeks oor hoe die Here jou wil gebruik met die besonderse gawe wat hy ook spesifiek vir jou uitgekies het in hierdie seisoen van jou lewe. Nou vriende, baie van ons mag dalk onseker wees oor wat 'n gawe is, wat 'n gawe die Here vir ons gegee het en ook hoe ons die gawes van die Gees moet en kan gebruik. Miskien moet ons die eerste ding vir mekaar sê en die eerste vraag vir mekaar vra wat is 'n gawe? 'n Gawe is spesiale vermoëns wat uitgedeel word deur die Heilige Gees aan elke gelowige in ooreenstemming met God se bepaling en onderwerp uit genade alleen, tot gesamentlike voordeel van die liggaam van Christus. Vriende, in kort, 'n gawe is niks anderster as 'n spesiale geskenk wat die Here deur sy Gees aan elkeen van ons gee tot die opbou en die uitbou van sy liggaam op die einde van die dag nie. Dis om gebruik te word tot diens van ander mense. En die grootste toets vir die gebruik van 'n gawe, kan 'n mens dalk vir myself sê, is verheerlik dit vir God en is dit tot opbou van ander mense. As mens daarop kan antwoord, dan weet jy dat die gawe of dat dit 'n gawe is wat die Here vir jou gegee het. Nou, om sommer so 'n bietjie speels te wees, gaan ek laat ons
nou 'n bietjie Who Wants to Be a Millionaire speel. En daar's 10 vrae wat ek vir jou wil vra, wat jou kan help om die gawes van die Gees beter te kan verstaan. Ek hoop dat julle hier op my iPad dit kan sien. Maar kom ons vra die eerste vraag. Gawes is net 'n ander woord vir talente. Is dit waar of is dit vals? Kom ons kyk. Dis vals. Want 'n gawe is 'n goddelike geskenk wat God aan elkeen van ons gee, terwyl 'n talent 'n spesifieke ding is waarin jy goed is. Dis eie aan jou en dit word tot jou voordeel gebruik, waar 'n gawe tot diens van ander gebruik word en opbou van ander mense gebruik word. Hierdie twee kan wel baie keer saam met mekaar baie goed werk. Die volgende vraag, kom ons kyk, wat is dit? Elke Christen het ten minste een gawe. Is dit waar of is dit vals? Dit is waar. In 1 Korintiërs 12 vers 7 sê vir ons, aan elkeen word afsonderlike werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Dis 'n geskenk wat God deur sy Gees aan elkeen van ons gee tot die opbou van sy liggaam. En daarom kan ons weet, elkeen van ons, ongeag waar ons is in ons lewens, hoe diep ons verhouding met die Here is, het 'n gawe van die Gees deur die Here ontvang. Goed, 'n derde vraag. Kom ons kyk wat julle antwoord hierop sal wees. Ek kom net hier uitzoom. As jy nie weet wat jou gawe is nie, kan jy nie geestelik groei nie. Is dit waar of is dit vals? Dis vals. Jou gawes het niks met jou persoonlike verhouding met die Here uit te waai nie. Jy kies eerder om vanuit jou verhouding met die Here jou gawe te gebruik tot opbou van ander en van die Here se liggaam. Goed, nog 'n vraag. Alle Christene moet probeer om al die gawes te verstaan en om dit te beoefen. Nee, dit is vals. 1 Korintiërs 12 vers 29 tot 31 vertel vir ons dat jy moet jouself toelê op die beste genadegawe wat die Here vir jou gegee het. Bedoelende dat jy jouself moet inoefen en mee besig moet wees met die gawe wat die Here vir jou gegee het op daardie spesifieke plek en konteks waarin hy jou geplaas het. Dis amper asof ons met te veel goed besig gaan wees, gaan ons met niks regkom nie. Daarom fokus ons op dit wat die Here vir ons gegee het, om dit so sterk as moontlik in te kan oefen en deel te kan maak van ons lewens, sodat ons die Here se liggaam en sy koninkryk en ander daarmee tot die beste van ons vermoëns kan bedien. Volgende vraag. Wat sal jy antwoord hierop? Gawes funksioneer dikwels in kombinasie met ander gawes. Dit is waar. 1 Korintiërs 14 vers 27 tot 18 vertel eintlik hierdie mooi gedeelte van Paulus, waar dit sê dat onder andere wanneer dit kom by die gawes van ongewone tale, dat dit belangrik is vir iemand met die gawe om dit te kan uitlê om saam met daardie persoon te kan werk. So word God se boodskap duidelik wat hy aan die gemeente wil bring. Die ander beeld wat Paulus natuurlik in 1 Korintiërs 12 gebruik hiervoor, is om te sê dat al die gawes is soos die Christus, die liggaam van Christus. Die hand het die kop nodig en die kop het die voete nodig, en so moet hulle almal saam met mekaar werk, sodat hierdie liggaam, die liggaam van Christus, in beweging en in werking kan kom. Mooi, kom ons kyk na 'n volgende vraag. Jy ontvang net 'n gawe as jy die hande opgelê word daarvoor. Nee, dis nie waar nie. Die Gees gee dit vrylik vir ons. Dis net die Here wat dit vir ons kan gee, en dis nie ons wat dit vir iemand anderster kan gee nie. Die Gees deur die Here gee dit vir ons. 'n Volgende vraag. Ek wonder hoe het jy geantwoord op elkeen van hierdie sover? Jy hoef die gawe vraelys net een keer in jou lewe in te vul. Is dit waar of is dit vals? Dit is vals. Die Here wil jou altyd gebruik waar jy is. En daarom, soos jou omstandighede en jou konteks verander, mag die Here vir jou ook 'n ander gawe gee om in daardie konteks of in nuwe omstandighede te kan gebruik tot voordeel van ander en van sy koninkryk. So dit is belangrik om dit te weet. 'n Volgende vraag. Dat ek net weer hier uitzoom. Ek sien hy het 'n bietjie verkeerd omgegaan. Enige persoon ten spyte van jou geestelike volwassenheid kan enige gawe van God af ontvang. Ja, God gee afsonderlik aan elkeen van ons 'n bepaalde gawe. En daarom kan ons ook vir die Here vra wat dit is wat ons wil hê en hoe hy ons wil gebruik met daardie spesifieke gawes. So ten spyte van ons geestelike volwassenheid, gee die Here steeds vir ons 'n afsonderlike gawe
wat hy wil hê ons moet gebruik tot opbou en uitbou van sy gemeente en tot diens van ander. Volgende vraag, ons is amper klaar. Die Bybel is baie duidelik oor presies hoeveel gawes daar bestaan. Die antwoord op hierdie vraag is nee, dis vals. Die Bybel lys verskillende gawes, maar soos wat tyd en kontekste verander, kan God aan elkeen van ons verskillende gawes gee. Ook vandag in die wêreld waarin ons lewe vandag, verskillende gawes gee wat vir ander mense tot diens kan wees en hoe ons sy koninkryk en sy liggaam kan uitbou. Vriende, dan kom ons by ons laaste vraag oor die gawes van die Gees. Sekere gawes is belangriker as ander. Wat antwoord jy op daai vraag? Kom ons kyk. Die antwoord is vals. Paulus gee eintlik 'n baie mooi verduideliking daaroor in 1 Korintiërs 12 vers 14 as hy sê die liefde is die belangrikste. En hy's baie duidelik daaroor om te sê, juis in daai teks waarna ek verwys het, dat een gawe nie belangriker is as 'n ander een nie, maar die liefde is die heel belangrikste van alles op die einde van die dag. Dink byvoorbeeld weer aan die beeld van die liggaam wat hy in 1 Korintiërs 12 gebruik. Die hand het die kop nodig en so het die kop die voete nodig en het almal mekaar nodig om saam te kan werk. Ek hoop dat hierdie jou so 'n bietjie kon help om hierdie vraag van die gawes van die Gees so 'n bietjie beter te kon verstaan, sodat dit jou kan help om te verstaan dat die Here vir jou 'n besonderse gawe gegee het en hoe hy jou dan nou ook wil gebruik om daardie gawe te gebruik. Goed, vriende, as jy die laaste ruk by universiteitsoorte draai sou gemaak het, dan sou jy gesien het dat ons besig is met 'n klomp verskillende bouwerk op die kerkterrein. Van die orgelprojek wat amper klaar is, tot nuwe boufase wat by ons afgeskop het, waar ons die kerk se lokale so 'n bietjie beter wil inrig, en is daar natuurlik ook 'n klomp verskillende sulke klere hard hats wat oralster die ronde doen en oralster teenwoordig is, om ons juist te help met ons preekreeks. Nou ek het vroeër genoem dat ons na die 5 gawes, die Christusgawes in Efesiërs 4 gaan kyk oor die volgende paar weke. Met die doel daarmee, soos wat Paulus dan ook in die teks sê, om gelowiges toe te rus en vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou ons het 'n rol om te speel. Ons het metafories gesproke bouwerk wat besig is om innerlik en uiterlik binne ons moet plaasvind. En terselfdertyd, vriende, is God ook aanhoudend besig om binne ons te werk en te bou met hierdie gawes wat hy aan elkeen van ons gegee het. Om elkeen van ons toe te kan rus, om sy hande, voete, mond en hart te kan wees in hierdie wêreld vandag. Daarom het elkeen van ons hierdie 5 gawes, of het elkeen van hierdie 5 gawes, het ons verskillende kleur hard hats voorgekies, sodat ons kan verstaan hoe daardie gawes werk en hoe ons dit dan nou kan gebruik om die liggaam van Christus verder uit te kan bou. Die eerste gawe waarby ons dan vandag gaan stil staan is die pers hard hat, die apostelgawe. En die eerste vraag wat ons behoort vir onsself te vra is, wat is 'n apostel? Die woord apostel beteken gestuurde, en dit is iemand wat van nature nie bang is om grense oor te steek of nuwe uitdagings aan te pak, sodat die boodskap van die evangelie tot sy reg kan kom. 'n Apostel is iemand wat 'n brugbouer is, wat na die wêreld of na mense en groepe sal kyk en sê, maar wat van daardie mense, en tipies ook sal sê, dat as hulle nie kerk toe kom nie, dan bring ons die kerk na hulle toe. Dis ouens wat die gawe het om 'n nuwe moontlikheid vir die kerk raak te kan sien, aan nuwe en opwindende maniere te kan dink oor hoe ons mense kan bedien. Nou, hoekom het ons die perskleur gekies vir die apostels? Want pers is nog altyd die kleur wat konings gebruik. En dit is ook die kleur wat tydens die kerkjaar vir koninkrykstyd gebruik word, waarin ons juis nou is. Vir apostels gaan dit totaal en al oor God se koninkryk. Alles wat hulle doen gaan daaroor om vir God se koninkryk te laat deurbreek en om dit uit te brei in hierdie wêreld in, sodat meer en meer mense daarbey ingetrek kan word. Nou vir interessantheid. Het jy al ooit gewonder hoekom daar in die evangelies eers gepraat word van disippels en dan van Handelinge af word daar van die disippels as apostels gepraat? Die verskriklike eenvoudige antwoord eintlik op hierdie vraag is dat die disippels eers leerlinge van Jesus was. Dis natuurlik wat 'n disipel is. Hy's 'n leerling van iemand. En na Jesus se hemelvaart het die Here hulle met die wêreld ingestuur om die boodskap van die evangelie te gaan verkondig en te versprei. Daarom word hulle van toe af apostels genoem, die gestuurdes van die goeie nuus van Jesus Christus. En hierdie ouens het natuurlik baanbreker werk vir die kerk gedoen.
deur om grense oor te steek, buite die boks te dink oor hoe om verskillende mense in verskillende kontekste te kon bereik, met die doel om meer en meer mense te laat deel in God se koninkryk. Natuurlik is een van die belangrikste apostels, of die bekendste apostels eerder wat ons in die Nuwe Testament kry, 'n ou met die naam Paulus. Hy was nie een van Jesus se 12 oorspronklike disippels gewees nie, maar weens sy ontmoeting met die Here op die Damaskuspad, het die Here hom ook gestuur as apostel om die evangelie te gaan verkondig in die wêreld daar buite. En Paulus was veral verantwoordelik geweest om aan die heidene, nou dis die mense wat geen Joodse of Christelike agtergrond gehad het nie, die koninkryk van God te gaan verkondig het. In vandag se Europa, Griekeland, Italië en Turkye en allerlei plekke in die ou nabye ooste van daardie tyd. Nou, as ons na die teks dan vandag gaan kyk, wil ek vir jou vra, kyk so na die teks of luister so na die teks, of jy die eienskappe van 'n apostel in hierdie teks kan optel. Jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Korintiërs 9 vers 16 tot 27 en dan lees ons vandag daarby saam. Jy kan ook die teks natuurlik volg op die skerm waarop jy besig is om te kyk. Dit sal ook daar verskyn. Ek lees vir ons. 1 Korintiërs 9 vanaf vers 1 tot 2 en dan vanaf vers 16 tot 27. Dit sê vir ons die volgende. Vers 1. Is ek nie vry nie? Is ek nie 'n apostel nie? Het ek nie vir Jesus ons Here gesien nie? Is julle wat aan die Here behoort nie die vrug van my werk nie? Al is ek vir ander nie 'n apostel nie, vir julle is ek dit tog. Immers, julle wat aan die Here behoort, is die seël op my apostelskap. En dan van vers 16 af. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit my eie keuse nie. Dis 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinningskroon te verkry, maar ons is onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Wat gebeur hier? 'n Mens kom gou agter dat Paulus redelik ontsteld is met die gemeente in Korinthe. Nou vir 'n bietjie agtergrond, Korinthe was 'n in baie opsigte 'n booming stad gewees in die antieke wêreld, met baie mense wat baie geld gehad het. Daarom was dit veral vir die mense belangrik om die sosiale leer van die tyd te kon klim. Hoe hoër jy die leer kon klim, hoe hoër was jou eer gewees. En hoe hoër jou eer is, hoe ryker is jy, wat weer beteken het dat jy 'n hoë aansien onder die mense sou gehad het. So wat die mense in daardie tyd gedoen het om hulle aansien te verhoog, was dat hulle eie persoonlike filosowe aangestel het. 'n Goeie filosoof wie goed kon praat en redeneer, was 'n veer in sy eienaar se hoed gewees, wat weer die eienaar se eer laat verhoog het. Nou die gemeente wat dieselfde met Paulus gemaak het. Hulle wou hom besit het en met hom gespog het, wat sou beteken dat hulle eie eer sou gegroei het. Maar dit gaan totaal en al teen alles waarvoor Paulus staan. Hy soek nie hulle geld nie, sê hy vir hulle. Want vir hom gaan dit nie oor sy eie eer nie, dit gaan vir hom oor die koninkryk van God. Ek hou so baie van hoe hy dit vir ons ook duidelik maak in vers 17 tot 19 as hy sê, hy het self nie aansoek gedoen om die evangelie te verkondig nie, God het hom geroep om dit te doen.
Daarom kan hy nie aanspraak maak op 'n loon of op geld van enigiemand af nie, want die evangelie is sy loon. Vriende, Paulus wil die gemeente in Korinthe help om te kan verstaan dat dit nie vir ons in hierdie wêreld oor ons eie eer en sukses moet gaan nie, maar oor die koninkryk van God en hoe ons vir God verheerlik. Hy gebruik eerder die vryheid wat die Here vir hom gegee het, waar God hom dan nou losgemaak het van die sosiale kring en die status en die aardse begeertes en waar alles net oor homself gaan, sodat hy juis vir Christus kan leef en evangelie met soveel as moontlik mense kan deel. En dan sien ons hoe aanpasbaar Paulus is, as hy verwys na al die verskillende mense na wie hy uitgereik het. Die Jode, die nie-Jode, die swakkes en nog soveel meer. Paulus ontmoet elkeen van hierdie mense waar hulle is, ter wille van die evangelie. So deel hy die vrug van die evangelie in daardie mense se kontekste en omstandighede. Hy verloor nooit sy identiteit nie, maar hy kan aanpas en grense oorsteek om die mense daar waar hulle is te ontmoet en 'n brug te bou tussen die verskillende kontekste en mense om die evangelie, die koninkryk van God, daar met hulle te deel en hulle bewus daarvan te maak. Paulus som die hele punt wat hy probeer maak op deur om na twee bekende beelde te verwys, 'n wedloop en 'n wedstryd. En hy sê in beide hierdie gevalle, met 'n wedloop en met 'n wedstryd, is daar net een wenner. En baie keer wil mense net wen want hulle wil hulle eie eer daarmee vereerlik. Maar ons moet leer dat dit nie vir ons oor ons eie eer gaan nie, maar oor die eer van God in ons lewens. Hoe vereer hulle en ons hom, is die groot vraag. Wanneer hulle en ons volgens die evangelie optree, is Paulus se antwoord. Dis die onverganklike kroon waarvan Paulus praat, waarvoor ons eerder moet hardloop en deelneem. En dan sluit hy af met 'n kragtige getuienis, wat eintlik elkeen van ons tot 'n punt van introspeksie roep. Hoe kan hy hierdie van die gemeente verwag, as hy dit nie self ook doen nie? Hy self kies om veel eerder elke dag met die evangelie van die Here besig te wees, en om God te eer, en sy eer na te streef, eerder as sy eie. Vriende, Paulus roep ons op om vir onsself te vra, vereer ons onsself of vir Christus? Bou dit wat ek doen, die koninkryk en die liggaam van Christus op, of breek dit af? Een ding wat ons nie mag doen nie, is om nou te dink dat niks van hierdie op ons van toepassing is nie. En dalk voel jy wil nie gelabel word nie, jy wil nie in 'n boksie geplaas word nie, miskien dink jy het nie so 'n gawe nie, en veral dalk nie die gawe van 'n apostel nie. Jy is nie iemand wat gestuur is om die wêreld in te moet gaan en goeders te moet gaan doen nie. Dalk is jy te bang om dit ook te kan doen, as jy besef, miskien het jy hierdie gawe van 'n apostel. Maar om so te dink is om die punt te mis. Want elkeen van ons, met al ons spesiale gawes wat die Here vir ons gegee het, is tog steeds gestuurdes van die Here. Apostels word gestuur om verder te gaan, herders om sagter te gaan, profete om dieper te kan gaan, leraars om duideliker te kan gaan, en evangeliste om wyer te kan gaan op die einde van die dag. So wat as dan? Veral nou vir jou wat miskien hierdie gawe het. Wat as ons anderster dink oor die spasies waarin ons elke dag beweeg? Wat as my koshuis, my komune, my vriendekring, die kampus, my werksomgewing nie meer net plekke word waarheen ek gaan of waar ek maar net is nie, maar eerder plekke word waarheen die Here my stuur? Ek dink dit verander ewe skielik die hele manier hoe ons na daardie spasies kyk, hoe ons dit benader, hoe ons binne in daardie spasies optree en hoe ons kies om vir God in daardie spasies te verheerlik. Want nou word elke spasie waar hy elke dag beweeg, my koshuisgang, my sitkamer, my tafel, waar ek saam met mense en vriende dalk sit en te eet, my klas, 'n besonderse plek waar God se koninkryk nog duideliker kan deurbreek. As iemand met die gawe van 'n apostel, sal ek met nuwe oë na daardie spasies begin kyk, om te sien hoe ek mense bymekaar kan bring, hoe ek na ander kan uitreik, en hoe ek brûe kan bou, sodat God ook in daardie spasies verheerlik kan word. Nou, ek glo elkeen van julle ken of iemand of wat so 'n gawe het, of het al dalk 'n storie gehoor of bewus geword van 'n storie waar iemand met hierdie gawes iets besonders gedoen het. Ek deel sommer ook met julle nog so 'n paar stories om ons gedagtes verder aan die gang te sit. Julle ken die op die stoep gemeentes hier by Universiteitsoord waarvan ons deel is. Wat so spesiaal en besonder is dat hier verskillende gemeentes is vanuit verskillende denominasies wat gekies het om steeds by mekaar te kom en saam te werk om studente te kan bedien.
Verskillende studente met verskillende agtergronde. En terselfdertyd waar ons ander probeer bedien en saam met mekaar werk, wil ons ook saam groei en saam in verhouding met mekaar nader gaan. En daarom het ons jaarliks ook 'n straatbraai saam met 'n hemelvaartdiens wat ons hou. Die doel om verskillende studente bymekaar te bring, vir studente met verskillende agtergronde bymekaar te bring, om brûe te bou tussen sekere vooropgestelde idees wat mense van ander mag hê, sodat ons vir God gesamentlik kan raak sien en gesamentlik besig kan wees om vir God te verheerlik en sy koninkryk uit te kan bou. Tydens COVID, sou jy dalk weet, het jou gemeente, het universiteitsoort ook onder andere 'n baie groot rol gespeel. En een van die rolle wat hulle gespeel het, was om boemelaars in te neem van die straat af en vir hulle veilige hawe en vesting te kon gee tydens die pandemie. Regoor in die straat van die universiteitsoort in St. Wilfrids, die Anglikaanse kerk, het dit ook gedoen. En ons het saam met hulle gewerk van die universiteitsoort se kant af deur om daagliks kos aan te dra vir die mense en om ook hulle te gaan help om skills aan te leer, sodat wanneer hulle eendag na die pandemie sou uitstap, hulle nie dieselfde sou inkom en sou uitgaan nie, maar vernuwe sou kon uitgaan, met meer uit sou gaan wat hulle die wêreld kan bied. By die kerk het ons ook elke Sondag aand 'n stasie waar ons naamkaartjies uitdeel. En dit kom vanuit ouens wat hierdie apostelgawe het, wat gesien het dat daar 2 wyke is, 'n koshuiswyk en 'n dagstudentewyk is, wat hulle wou nader aan mekaar bring. Hulle wou hê mense met mekaar leer ken, beter leer ken, en daarom het hulle begin om mense aan te moedig om hulle naam op kaartjies te skryf, en terwyl hulle dit doen, sommer iemand anders se naam te skryf, en dit op hulle bors te plak. Sodat ons mekaar se name kan leer ken, en op so 'n manier nog nader aan mekaar kan beweeg en kan groei, te samewerking van die liggaam van Christus. Die koshuisstudente het agtergekom dat elke koshuis se program en sy skedule so besig is en dat hulle nie meer baie tyd het om saam met mekaar noodwendig in die week by die kerk by mekaar te kan kom nie. Toe kom hulle agter dat een gesamentlik plek waar die meeste van hulle by mekaar kom is by die koshuis rugby, en het hulle koffiestalletjie daar gaan opslaan om 'n geleentheid en 'n spasie te skep waar studente gemeenskap tussen mekaar kan ervaar en beleef. En glo my of nie, maar dit was juist dies wat nie in die kerk was nie, wat die meeste daarby gebaat het. Om mense te sien wat hulle vriendelik te verwelkom en tuis laat voel, en dan sommer uitnooi na dit waarmee die kerk ook besig is. Hier is alles maar net stories van hoe mense met hierdie gawe nie gewag het vir mense om kerk toe te kom nie, maar die kerk na die wêreld toe geneem het. Hoe hulle brûe gebou het sodat ander mense ook iets van die koninkryk van God kan ervaar en beleef in die verskillende spasies waarin ons elke dag beweeg. Vriende, ek sluit vir ons hiermee af. Die gawe van 'n apostel gaan nie net oor om ver te reis na ander lande of plekke toe nie. Dit gaan daaroor om te verstaan dat God my stuur om die afstand tussen my en die mens wat God se koninkryk nodig het, te oorbrug. Baie keer is daardie mense baie nader aan my as wat ek dink. Ek glo die Here stuur elkeen van ons weer opnuut die wêreld in om die spasies waaraan ons elke dag beweeg met nuwe oë na te gaan kyk, sodat ons kan sien waar ons sy koninkryk kan laat kom. En daarom mag die Here jou met wysheid seën, vir jou moed gee om met nuwe oë te kan gaan kyk, om nuwe geleenthede vir sy koninkryk raak te sien. En nog meer as dit, mag dit ook vir elkeen van ons daaroor gaan om nie onsself te verheerlik nie, maar vir God. Mag ons lewens 'n kragtige bewys en getuienis daarvan wees elke dag. Amen. Kom ons sluit ons so en dan bid ons saam. Here, dankie dat U ons uitdaag. Dankie Here dat U ons seën met 'n besonderse gawe. Dankie Here dat U dit vir ons ook moontlik maak om dit te kan gaan uitleef. Dat U elke dag geleenthede oor ons paai stuur, net sê dit is mense of spasies of goeders wat ons dalk self kan gaan doen, waar ons hierdie gawes kan gebruik tot eer en verheerliking van U naam. En daarom is dit my gebed, Here, gee ons die moed om dit te kan doen, gee ons die wysheid om te weet hoe ons dit moet doen, en gee ons nuwe oë om die geleenthede wat U vir ons gee, juis Here, raak te kan sien. Want Here, op die einde van die dag wil ons U graag eer. Ons wil U graag dien, Here. En ons weet ons doen dit wanneer ons gehoorsaam is aan dit wat U van ons vra. Seën ons, Here, seën almal wat ontdek dat hulle apostels is, sodat hulle U koninkryk verder kan gaan laat deurbreek en opbou, daar waar U hulle stuur elke dag. Dankie Here, dat ons dit alles in U naam kan vra. Amen.
Vriende, ek herinner julle graag dat as julle wil weet waarmee Universiteit Oord alles besig is, moet julle asseblief 'n draai gaan maak op ons sosiale media platforms of op die gemeente se webwerf. Daar sal jy alles kry wat vir jou belangrik is. Jy kan ook daar die skakels volg om die Here te kan dien met jou offergawes en ons sê sommer nou reeds vir jou dankie daarvoor. Twee baie belangrike aankondigings wat ek wel jou aandag op wil vestig. Die eerste een is die 14de Augustus, is dit ons Kaskarfees. So ons nooi jou uit na 'n dag van lekker geëet en lekker saam wees en te sien hoe studente mekaar sommer rondom die kerk jaag met 'n klomp kaskarre. Ons vra vir jou ook, as dit moontlik is vir jou, bring vir ons enige nie bederfbare produkte sodat ons juis kan uitreik na ander toe, sodat ons studente kan wees wat na studente omsien en aan die studente wat kosbehoeftes het, na kan voorsien. Die tweede belangrike punt is, of aankondiging waar ek jou net wil bewus maak, is die 30ste Augustus is dit ons gemeentefees. Daardie dag gaan daar net een erediens wees en ons nooi oggend en aand mense uit om na die gesamentlike erediens 9:30 die oggend te kom. Daarna gaan ons 'n lekker groot bring en braai hou, so jy is welkom om sommer jou vriende en familie te bring en om vir jou 'n lekker stukkie vleis saam te bring. Dit gaan 'n besondere erediens wees. Ons vier ook die nagmaal daardie dag. So moet dit asseblief nie mis nie. Ontvang asseblief die seën van die Here sodat jy dit vir jouself kan toeëien en met jou kan dra in hierdie week wat voorlê. Wanneer jy dan nou hierdie week ingaan, mag jy dit weet en mag jy dit ook glo dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien jou weer.